Professor Emerentia Du Plessis. Professor Emerentia Du Plessis van die Skool van Verpleegkunde aan die Noordwes Universiteit lig op deernisvolle teenwoordigheid. Goeiemôre Willem en goeiemôre aan elkeen wat luister. Vanoggend gesels ons weer oor teenwoordigheid en ek wil saam met julle nadink oor 'n vraag oor teenwoordigheid en dit is, hoe kan ons teenwoordigheid gebruik om voorbidding te doen vir ander, om in te tree vir hulle? En ek nooi jou graag uit om saam met my oor hierdie vraag na te dink en daaroor te bid en te reflekteer. Kom ons begin met 'n skrifgedeelte uit Psalm 5 en ek lees graag vir ons uit 'n vertaling deur Nan Merrill. Sy het 'n boek geskryf, Psalms for Praying, an Invitation to Wholeness, en sy het die psalms oorgeskryf as 'n liefdeslied. Kom ons lees Psalm 5 se laaste verse. For you bless the peaceful and just, O friend to all. You encircle them with your healing light and hold them in your love. Hierdie verse het my so gedra in die afgelope paar dae en ook in my gedagtes gebly oor hoe kan ek teenwoordigheid gebruik om voorbidding te doen vir ander. As ek byvoorbeeld dink aan iemand oor wie ek bekommerd is of vir wie ek wil bid, dan kan ek hierdie vers gebruik en vra dat die Here hulle omsingel met sy genesende lig en dat hy hulle hou in sy liefde. Hoe wonderlike gedagte is dit nie, dat ons vir ander kan bid, dat die Here naby hulle sal wees met sy liefde, en dat hulle sal ervaar, dat hy hulle vashou. 'n ander gedagte wat by my gebly het, is die gelykenis van die mosterdsaad, oor hoe die koninkryk van die Here is, soos 'n klein saadjie, wat stadig groei, bietjie vir bietjie, sonder dat ons dit eers weet of raak sien. En dat ons op 'n dag sien, hierdie saadjie het in 'n groot boom verander, die koninkryk van die Here. En in daardie boom is daar hoë takke wat plek maak vir voeltjies om hulle huise daar te maak. Die koninkryk van die Here verwelkom ander en laat hulle tuis voel en bring hulle huis toe. En dit is ook hoe ons gebede vir ander kan wees, is dat ons 'n spasie skep deur ons gebed, waar ander kan tuiskom en waar hulle die Here se liefde kan ervaar. Met die vraag oor hoe teenwoordigheid kan gebruik word as voorbidding of in voorbidding, het ek bietjie navorsing gedoen en verskillende opinies begin lees en video's gekyk daaroor. En die antwoord wat ek gekry het sover is dat 'n teenwoordigheid kan stil wees saam met die Here beteken. En as ek in stilte by die Here sit, by sy voete, dan kan ek 'n kollega, 'n vriend, 'n kind voor die Here se voete plaas. En saam met die Here nadink oor daardie persoon. En saam met die Here bid vir daardie persoon. Die skrif leer ons dat die Heilige Gees intree vir ons en ons gebede wat krom en skeef is, regmaak voor die Here. En dat hy so namens ons bid, dat hy ons gebede vertaal voor die Here, sodat dit aanneemlik is vir hom en dat dit trefkrag het. Ons leer ook in die skrif dat ons soos die wingerdlote is en dat God in ons bly en ons in God. En daarom kan ons ook weet dat God wat in ons bly ook voorbidding doen vir ander. En God wat in daardie ander persoon bly of naby hom of haar is, ook vir daardie persoon bid. Ons is nie alleen wanneer ons voorbidding doen nie. En God nooi ons uit om bewus te word van ander se behoeftes, om ander se behoeftes in ons hart te dra en in stilte ook en met woorde. Maar as ons dink aan teenwoordigheid, kan ons bloot net in stilte voor die Here gaan sit en saam met hom bid in ons gees vir daardie persoon. Ons hoef nie met harde woorde of baie woorde vir iemand te bid nie. Ons kan vertrou in die geheimenis van God se liefde, dat hy wel reeds daar is saam met daardie persoon en ook weet wat is daardie persoon se begeertes en wat van hulle hart.
En hoe wonderlike gawe is dit dan nie, om teenwoordig te wees saam met ander om ons, en ook voor die Here in teenwoordigheid te sit, en hulle te bring voor hom, met ons stiltyd saam met die Here. Mag jy die Here se teenwoordigheid ervaar hierdie week wat voorlê, mag jy ervaar dat hy so sy helende lig, sy genesende lig om jou sit en jou omvou daarmee, en dat jy voel dat sy liefde naby aan jou is. En selfs as jy voel dat jy dit nie werd is nie, of dat jy so ver van die Here af voel, dit is nie die waarheid nie, hy is naby jou, en hy maak plek vir jou, hy maak 'n huis vir jou, en al wat jy hoef te doen, is om te sê, ja Here, hier is ek. Selfs al voel jy dit nie in jou emosies nie, maar jy kan weet dat in sy teenwoordigheid is jy veilig, en hy wil graag hoor wat jy sê. Mag jy 'n heerlike week van teenwoordigheid ervaar, en baie seën tot ons weer gesels. Totsiens.